Kom ons maak ons oortoe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons weer hier vanoggend in U teenwoordigheid bymekaar kan kom. Here, ons dankie dat ons kan weet U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons onsself U kinders kan noem, dat ons kan weet dat ons krag kom van U af, dat ons kan weet U genade is vir ons genoeg. En Here, waar ons vanmôre na U woord gaan luister, wil ons opnuut weer vra dat U met die Heilige Gees in ons harte en in ons verstand sal werk. Here, gee dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, en dat ons ook daarna sal luister, en dat ons ook hierdie woord in ons lewens sal gaan uitleef, om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, soos ek gesê het, ons gaan vanmôre afsluit met ons reeks oor die gestuurdes, ons wat gestuurdes van God is. En in 'n sekere sin, ek wil dit vooraf sê, gaan ons vanmôre baie prakties raak, nog meer prakties as wat ons in die verlede was, en ons gaan kyk na praktiese raad wat Paulus gee, hoe om in hierdie wêreld waar ons onsself bevind, dan ook volgelinge of disippels of gestuurdes, diensknegte van Jesus Christus te wees. Hoe moet ons uiteindelik onsself gedra en hoe moet ons uiteindelik in hierdie wêreld waar ons onsself bevind, dan uiteindelik leef. Nou goed, so ek lees vir ons wat Paulus skryf vir Timoteus in sy tweede brief, daar in 2 Timoteus 2, van vers 1 af. Ons lees daarvan vers 1 af. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ander te leer. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie, met ander woorde gespeel het nie. Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrug te geniet. Dink na oor wat ek sê, en mag die Here jou insig gee in alles. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid, uit die dode opgewek is, volgens my evangelie, waarin ek verdrukking ly tot die boeye toe, soos 'n kwaadoener. Maar die woord van God is nie gebonde nie. Onthou, Paulus was in die tronk. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenaeus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het,
omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommiges om. Eweneel, die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Ek wil vanmôre 5 verse vir ons uitlig as ons teksverse. Die eerste is die eerste 3 verse wat ons gelees het. Ek wil hier vir ons weer lees. Paulus skryf vir hom, hy sê, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En ek wil hier uitwys, hy sê nie die genade wat sal kom of kan wees nie, dis 'n baie besliste woord, die genade wat in Christus Jesus is. En dan sê vers 2, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ander te leer. En dan vers 3, ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. En dan ook vers 21 en 22 wil ek ook vir ons lees. Hy skryf hier vir hom, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, en ons sal praat oor die hiervan, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. En dis waar ons wil uitkom. Geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. En dan sê vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jongtyd, en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En dit is die klem ook vir my hier. Wat moet ons najaag as gestuurdes van die Here? Geregtigheid, geloof, liefde, vrede. Hoe doen ons dit nie alleen nie, maar saam met die ander wil ek amper sê, saam met die wat uit die Here van 'n rein hart geroep is en hom met 'n rein hart aanroep. So dit gaan oor die hart. Die Here sien ook die hart. Maar goed, so vanmôre wil ek weer hê dat ons moet fokus, en ek dink Paulus gee hier vir Timoteus baie praktiese raad oor dit is hoe die Christen gestuurde, die Christen disipel hier in hierdie wêreld uiteindelik moet gaan leef. So ons moet vooraf weer vir mekaar, wil ek amper sê, die agtergrond kortlik sê, en ons moet vir mekaar sê en ons moet dit erken dat ons leef in 'n donker, sondige wêreld, 'n wêreld wat elke dag maar weer deur die duiwel se kragte en magte sy allerbes doen om ons te laat afdraai van die regte pad af, om ons aandag af te trek en ons in die stroom uiteindelik in te druk. Nou dit laat my dink, ons dink baie aan 'n werklike stroom, maar baie jare gelede toe ek in Singapore was vir so 2 dae, toe het ek daar die realiteit gesien. Daar's verkeer op die strate tussen die mense. As jy by 'n voetoorgang of by 'n robot in 'n verkeerde rigting begin loop, is die voetganger verkeer so dat jy's in daai stroom. Jy kan nie omdraai in daai stroom nie. Jy moet maar loop tot op 'n stadium waar daar weer 'n afdraaipad is, en dan kan jy afdraai en dan kan jy aan die ander kant van die pad probeer kom om terug te gaan. Maar daar's voetgangerverkeer. As jy eers in daai stroom ingedruk is dit feitelik onmoontlik
om te draai, want jy gaan teen 'n massa van mense in die verkeerde rigting begin loop. Dis net fisies onmoontlik, en dis wat die wêreld elke dag wil doen. Hy wil ons in daai stroom indruk, sodat ons uiteindelik meegesleer word deur die stroom, en sodat ons uiteindelik vergeet waaroor dit werklik gaan, sodat ons nie die praktiese van disippelskap en gestuurdes hier op aarde kan uitleef nie. Dis wat die duiwel uiteindelik met ons wil regkry. So dan wil ek met die deur in die huis val. Hier's 3 dinge wat prominent vir my uitstaan in hierdie gedeelte wat ons gelees het, en ek wil hê ons moet vanmôre daarop fokus, en ek wil sê, hou maar die gedeelte wat ons lees daar in die Bybel oop, want ek gaan die hele tyd terugverwys op weer daarna toe. Die eerste ding is in 'n sekere sin baie kortliks, en ons sien dit in ons eerste vers, in ons teksvers in vers 1, en dit is dood eenvoudig, Paulus sê hier vir Timoteus, en dit geld vir ons almal, wees sterk deur die genade van die Here Jesus Christus, of die genade wat in die Here Jesus Christus is, en ek het gesê, dis daardie besliste is. Wanneer Jesus daar in die tuin van Getsemane gaan bid vir die laaste keer, daardie worstelstryd van hom met die duiwel, waar hy so sweet laat, so in 'n stryd is, laat sy sweetdruppels bloed word, waar ons verlede Sondag ook so 'n bietjie gevat het, dan sien ons ook, hy sê vir sy disippels, waak en wees sterk en gaan bid. En deur die Bybel heen is daar 'n klomp sulke opdragte wat daar vir ons sê, wees sterk, wees manlik, hou by die waarheid, hou die geloof. So voortdurend word dit vir ons gesê, ons moet sterk wees, ons moet opstaan vir die waarheid, ons moet dapper wees en bereid wees om op te staan vir die waarheid, en ons nie te skaam vir die evangelie nie, want dit is wat Paulus ook vir Timoteus skryf. Hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie nie, ons gaan dit vandag ook weer hier sien. So ons moet bereid wees om sterk te wees en op te staan vir die waarheid, om nie meegesleep te word deur die stroom van hierdie wêreld, sy donkerheid en sy sonde en sy ongeregtigheid en sy oorlog en sy chaos uiteindelik nie. Maar dit kan ons nie uit onsself doen nie, want hierdie genade is in Christus Jesus. So wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. So dis belangrik dat ons sal weet, dit kom nie uit onsself nie. Maar wanneer ons besef van waaraf kom ons krag, uit God se genade uit, dan weet ons, God se genade is vir ons genoeg, en ons het nie nodig om bang te wees en om bevrees te wees om ook oor die Here te praat nie. Want baie keer is dit die ding, ons leef dalk vir onsself, ons sê dalk vir onsself, ons harte is reg, maar ons leef dit nie altyd uit nie, want ons is skaam. Maar as ons in en deur die genade van die Here Jesus Christus leef, dan sal ons die krag kry om uiteindelik ook dit te doen wat hy van ons vra. Dis om sterk te wees, om hom te bly verkondig, en vir hom uiteindelik te bly leef hier op aarde met woord en met daad. Dan die tweede ding wat ons sien, is ons sien daarvan vers 2 af, of spesifiek in vers 2, ons teksvers, word vir ons gesê, leer aan ander wat die Bybel sê, en ek wil daarmee saam sê, en wees ook bereid om geleer te word. So, kom ek lees net weer vir ons vers 2 ook. Vers 2 sê, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies. So dit wat ons leer uit die Bybel uit, kom nie sommer net van self nie. Hier in Paulus se tyd kom dit nog uit die fisiese ooggetuies, die disippels wat saam met Jesus was, die 500 plus mense wat hom gesien het, wat opgestaan het uit die dood uit. En dit wat hy geleer het toe hy op aarde was, nie net vir sy disippels nie, maar vir al die skares wat altyd om hom gestroom het. So dis vir hulle wat Paulus uiteindelik sê, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. So dit is wat dit beteken om 'n gestuurde te wees, dis wat dit beteken om 'n disipel te wees. Jy word geleer en jy leer ook weer, en dit is, wil ek amper sê, 'n indiensopleiding proses. Die eerste punt het dit vir ons duidelik gemaak, ons moet sterk wees, want ons krag kom deur God se genade. Ons hoef nie in hierdie leerproses bang te wees nie. Ons kan nog steeds, terwyl ons besig is om te leer, moet ons ander leer. Dis immers die realiteit van die lewe. Baie mense dink dominees is volleerd, of geleerdes is volleerd. Dis nooit die geval nie. Jy hou nooit op leer nie. So dis 'n voortdurende proses van leer en leer ander. En dit is die praktiese uitwerking van waarmee ons besig is. Maar weer eens beteken dit, as ek ander wil leer en as ek geleer wil wees, dan moet ek eerstens begin met die Bybel. Ek moet Bybel lees, sodat God se woord die primêre bron van my lering is, as ek dit so kan stel. Die eerste ding is wat my leer,
En ek moet ook bereid wees om deur ander geleer te wees, maar ek moet ook die Bybel ken, sodat ander my nie leer met dwaalleer nie, want ons sal ook hier sien, hy sê, jy moet die woord met die waarheid sny, jy moet hom reg sny, so ons moet by die waarheid hou. So ons moet Bybel lees, ons moet die woord ken, en ons moet bereid wees om deur ander geleer te wees. Wanneer ons die Bybel ken, dan sal ons ook hoor, wanneer ander met die woord na ons toe kom, of dit 'n dwaalleer is, 'n verkeerde leer, en of dit die waarheid is, dit wat die Bybel sê, en dan kan ons dit natuurlik aan die Bybel toets. En dit is Jesus se woorde ook aan sy disippels. Ons het dit amper elke Sondag gesê, maar dan Matteus 28 vers 19, wanneer hy sê, gaan dan heen en gaan maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, dan sluit hy daar in vers 19 af met die woorde en hy sê, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So dis hierdie opdrag om te leer, weer eens, dis belangrik. Maar dan in die verse wat volg, sien ons ook daarvan vers 8 af tot vers 13, ek gaan dit nou so probeer uitwys, so kyk maar daar in die gedeelte wat ons gelees het. Vers 8 tot 13 maak dit vir ons duidelik, dat ons kan nie net enige iets leer nie, ons moet die waarheid van die evangelie verkondig, en daarom moet ons besef, ons het groot verantwoordelikheid, so saam met hierdie groot gawe van die geloof wat God vir ons gegee, dat ons besef, hy bestaan en hy het sy woord vir ons gegee, kom ook die groot verantwoordelikheid, dat met dit wat ons sê, maar met ook dit wat ons doen, moet ons die waarheid van God se woord uiteindelik leer, en Paulus begin daar in vers 8 en hy sê die sentrale boodskap van die hele Bybel gaan oor Jesus Christus, dis uiteindelik waaroor dit gaan. Die sentrale boodskap gaan oor Jesus Christus self. Dis wat hy hier in vers 8 skryf. Hy sê, onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid, uit die dode opgewek is volgens my evangelie. Dis waaroor dit gaan. Dis wat ons moet verkondig. Jesus is soos die profete voorspel het. Hy is uit die geslag van Dawid uitgebore, die Messias op die regte tyd. Hy het vir ons sondes aan die kruis kom sterf en hy het die dood vir ons oorwin. Daarom kan ons sterk wees, hoef ons nie bang te wees nie, kan ons weet sy genade is vir ons genoeg en kan ons ook hierdie taak uiteindelik uitvoer om te leer soos wat ons ook bereid is om geleer te word. En dan verder sê hy dit ook, hy sê die verlossing is deur Jesus Christus alleen, dis wat hy daar in vers 10 dan ook skryf, hy sê daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Jesus Christus is kan verkry met die ewige heerlikheid. So die redding kom nie uit onsself, uit ons eie werke, of as ons terug kan gaan na ons eerste punt, uit ons eie krag nie, maar dit wat ons moet leer, moet ook wees, redding, verlossing, kom alleenlik in en deur Jesus Christus, en dit is die kern van die evangelie, en ons leef nou binne in daardie waarheid, en dan sê vers 11 ook, die volgende vers wat ons gelees het, sê, hierdie woord wat ons moet verkondig, die feit dat Jesus vir ons gesterf het, hy vir ons die dood oorwin het, en hy die enigste een is wat ons kan red. Dis 'n betroubare woord, sê Paulus daar in vers 11. So wat ons moet doen is, ons sal bereid moet wees om ook te verdra, sê hy. Ons moet bereid wees om vir die waarheid op te staan. Hierdie verdra beteken ons gaan swaar kry, ons gaan dalk gespot word, mense gaan ons verstoot, hulle gaan ons dalk vervolg, wat die omstandighede is. Christene word in ander lande vervolg en doodgemaak as gevolg van hulle geloof. Maar ons moet bereid wees om te verdra, en ons moet bereid wees om op te staan vir die waarheid, en by die waarheid uiteindelik te bly staan. En die wonderlike is, as ons dit doen, kan ons ook weet, God sal ons lei, hy sal met ons wees, sy Heilige Gees sal in ons harte werk, en saam met ons werk. Hoekom? Want vers 13 het gesê, al is ons ook ontrou, dis die wonderlike wat ons kan weet. God kan nie ontrou wees nie, maar hy hou altyd by sy woord, en wat het hy gesê? Hy het gesê, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Hy het sy Heilige Gees gestuur om ons te kom lei, ons te kom rig en ons harte te kom woon. En dis hoekom hy dan ook sê in vers 15 wat ons gelees het, hy sê, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel. Met ander woorde, dit gaan nie maklik wees nie. As 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, ons hoef ons nie te skaam nie, maar wat die woord van die waarheid reg sny. So dis wat ons moet leer, ons moet die woord van die waarheid uiteindelik reg sny. En dan ons derde punt vanmôre, ons laaste punt, maar miskien ons langer punt, is die derde ding wat hy vir ons hier sê, en dis in 'n sekere sin die res van dit wat ons in hierdie hoofstuk gelees het, is hy sê,
Wees 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Wees 'n goeie krygsman van Jesus Christus. En ek wil sê, in 'n sekere sin eerste, laat die goeie krygsman nie sy aandag aftrek deur die wêreld nie. Laat hy homself nie meesleer of meesleep deur die stroom van die wêreld en die wêreldse dinge nie. Maar hy bly daarteen opstaan en daarteen terugveg. Want die Christen lyk anders as die wêreldling. Die Christen lyk anders as die ongelowige. Die Christen staan uit in 'n donker wêreld as die lig, as die bakenwyser en die rigtingwyser wat op die nou weg bly of op die smal weg bly om uiteindelik deur die noupoort in te gaan. Nou ek wil begin, ons sien dit daar in ons 3de vers, maar ek wil ook vers 4 vir ons uitwys. In vers 3 het ons gelees, ly dan verdrukking. So weer eens, dit gaan nie maklik wees nie. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. En dan sê vers 4, niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerp het. Nou wie is die een wat hom vir die diens gewerf het? In hierdie geval is dit Jesus Christus wat ons geroep het. Hy het ons geroep om hierdie werk te kom doen, om sy disippels te wees, om sy gestuurdes te wees in hierdie wêreld. Nou wat hierdie 4de vers eintlik sê, is hierdie 4de vers sê, moenie so besig wees met die dinge van die lewe, om te werk, wil ek amper sê, in 'n sekere sin, miskien is dit hard gesê, maar moenie so besig wees met die dinge van hierdie wêreld, om te werk, om vir jou lewensonderhoud bymekaar te kry, om brood op die tafel te sit nie, want die Here Jesus leer ook vir ons in die bergpredikasie, hy sal vir ons sorg. Dit beteken nie dat ons nie moet werk nie, dit beteken nie dat ons nie brood op ons tafels moet sit nie, maar die bedoeling is uiteindelik dat ons nie van die Here moet vergeet nie, dat ons nie so besig moet wees met die dinge van hierdie wêreld en die duiwel wat ons aandag wil aftrek en die wêreld wat ons aandag wil aftrek van die waarheid, dat ons van die God wat dit alles vir ons gegee het uiteindelik vergeet nie. Die waarskuwing is baie, of kom ek gaan weer terug, vir ons is daar gesê op teologiese skool altyd, moenie so besig wees met die dinge van die Here, dat jy van die Here van die dinge vergeet nie. En dit is die belangrike ding hier. Moenie so besig wees met die wêreld, dat jy van God vergeet nie. Moenie toelaat dat die wêreld en die duiwel jou in die stroom indruk, en dat dit dan vir jou moeilik is om daar uit te kom nie, want dit is die realiteit. Hoe meer ons goeie krygsmanne is, hoe meer ons buite die stroom is, en ons nie laat meesleer deur die dinge van die wêreld nie, hoe makliker is dit, om uiteindelik staande te bly, maar as jy eers in daai stroom geval het, en hoe verder jy in daai stroom ingedryf word, en hoe verder jy saam met daai stroom meegesleef word, hoe moeiliker word dit om weer daar uit te kom. Dis nie onmoontlik nie, maar dit raak moeiliker. Dis die realiteit van die wêreld waarin ons leef. So dit is wat vers 4 uiteindelik bedoel. Dit gaan nie maklik wees nie, maar ons moenie toelaat dat die wêreld ons aftrek nie. Ons kan sterk wees in die genade wat deur Jesus Christus na ons toe kom. En dan wil ek so 'n bietjie spring daarna vers 14 tot vers 18 toe. Vers 14 en 18 sê, hoe moet ons nie toelaat dat die wêreld ons aandag aftrek nie? Paulus sê daarso vir Timoteus, hy sê, moenie betrokke raak met praatjies en 'n gestryery wat nutteloos is nie. Baie keer kan dit selfs Bybelse praatjies en goeders wees, maar dit is nutteloos. Dit laat my maar net dink, wanneer mense met die Israelvisie manne in 'n gestry en 'n beklei die mekaar raak, dis nutteloos, want ons gaan mekaar nie vind nie. Want hulle glo eintlik nie in dieselfde God as ons nie, al is dit wat hulle sê. So moenie met hierdie onsinnelose praatjies uiteindelik, of met hierdie sinnelose praatjies wat nutteloos is, besig word nie, want dit trek jou aandag af. Jy dink dalk dis Bybelse goeders, maar Paulus sê nee, moet jou nie met dit besig hou nie. Nou Mark Driscoll het 'n oulike ding wat hy sê, en ek het dit al in die verlede gesê, en ek wil nie nou vanmôre alles noem nie, maar hy sê ons moet besluit oor die dinge waaroor ons wil redeneer. Is dit oop-hand redenasies of is dit toe-hand redenasies? As dit 'n oop-hand redenasie is, dan is dit goeders wat nie aan ons redding 'n verskil gaan maak nie. So kom ons vat 'n voorbeeld. Dis dalk nie 'n goeie voorbeeld nie, maar dis nou maar die eerste ene wat ek aan gedink het. Baie mense redeneer dat die vloed van Noag was nie 'n wêreldwye vloed gewees nie. Ek stem nie met hulle saam nie. Ek is oortuig dit was 'n wêreldwye vloed gewees in Noag se tyd. Maar as iemand nou daaroor wil stry, is dit nutteloos om daaroor te stry of nie daaroor te stry nie. Party mense gaan dalk dink is nutteloos, maar ek dink of dit nou 'n wêreldwye vloed was en of dit nou net 'n vloed daar in Israel se omgewing was, die feit of ek dit glo of dit nie glo nie, gaan nie beteken ek gaan hemel toe of ek gaan nie hemel toe nie. Dis nie 'n feit wat my saligheid en my redding gaan verander nie.
Die kern is dat ek in Jesus Christus glo, dat ek glo, dis hy wat vir my kom sterf het, dis hy wat vir my die dood oorwin het, dis hy wat uit genade vir my deur geloof die ewige lewe gee. Dis, soos ek sê, dalk nie 'n goeie voorbeeld nie, maar dit is 'n voorbeeld om te wys, ons moet vra, wat is oophand argumente? Dit is 'n oophand argument, die argument oor die vloed. Maar wat is toehand argumente? Dat Jesus vir my gesterf het, dat hy letterlik uit die dood uit opgestaan het, dat hy sy Heilige Gees gestuur het, dat hy aan die kruis met sy bloed my sondes afgewas het. Dis die goeters wat toehand argument is. As jou hand toe is, dan moet jy maar bereid wees om daaroor vuis te slaan. Dis miskien die argumente waar ons mense kan reghelp, maar Paulus sê, moenie met nuttelose praatjies en twis vra en allerhande goeders betrokke raak nie, want dis nutteloos. En vers 18 sê ook, ons moenie met onheilige en onsinnige praatjies betrokke raak nie, soos wat vers 16 ook sê. So kom ek lees vir ons net daai gedeelte weer, vers 16 sê, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. En dan sê vers 17 sê, want dit raak soos 'n kanker, en vers 18 sê, en dan noem hy hierdie twee mense, Hymenaeus en Philetus, wat afdwaal, hulle verkondig gedwaal het, en hy sê, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. So dis 'n toehand argument, die opstanding. Hy bedoel hier die opstanding van die dode, die wederkoms. So dit is goeders. So die lank en die kort wat ons uiteindelik vir mekaar hier rondom moet sê, is ons moet vir mekaar sê, dis nie maklik nie. Hoe weet ons nou altyd wat is 'n oophand en 'n toehand argument? En dit kom daarop neer. Dit gaan oor die woordjie onderskeidingsvermoë. Ons moet weet wat om te kies en wat om te los partykeer. En dit kom nie van self nie. Dit kom weer eens wanneer ons Bybel lees, wanneer ons onsself besig hou met die waarheid van God se woord. Maar ek dink meer as dit moet ek sê, ons behoort elke dag ernstig te bid, dat God vir ons onderskeidingsvermoë sal gee, om te weet waaroor om met mense te praat, waaroor om miskien mense reg te help, en wat nuttelose, onsinnige, onheilige praatjies is, wat ons moet vermy, wat ons nie moet doen nie, soos wat vers 21 en vers 20 ook sê, dat ons nie met verkeerde goeders moet besig hou nie. Hier in vers 21 en 22 het ons gelees, ons teksverse, of in vers 20 en 21 was ons teksvers, maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. So God moet vir ons daai onderskeidingsvermoë gee, om te weet wat is tot eer, en wat is tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, dis wat ons moet doen, sal hy 'n voorwerp wees tot eer van God, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir goeie werke. So dit is die belangrike waarna toe ons uiteindelik moet terugkom. En dan ook vers 22 sê vir ons, hoe is ons goeie krygsmanne? Vers 22 sê, dit gaan soms beteken dat ons moet vlug vir die verkeerde dinge. Dit was ons teksvers ook, die begeertlikhede van die jongtyd, noem hy dit hier, maar ek sê dit gaan nie net oor jonk wees nie, dit gaan oor die begeertlikhede van die wêreld. So ons moenie altyd daarteen probeer veg nie, want dan gaan die duiwel ons oorrompel. Maar keer op keer sien ons hier, die opdrag is, vlug weg, kom weg daarvan af. Moenie in die stroom gaan staan en teen die stroom probeer veg nie, want dan gaan die stroom jou oorrompel en jou wegvoer. Maar vlug uit die stroom uit. As jy in die see in 'n stroom kom, moenie teen die stroom probeer swem nie. Swem uit die stroom uit na die kant toe, sodat jy kan kant toe swem. En dit is wat hy ook hier sê, vlug weg vir die begeertlikhede. Dis die praktiese raad. Dis wat belangrik is. En dit beteken dat ons fokus uiteindelik weer moet reg instel. En dis wat ons teksvers vers 22 gesê het, waarop behoort ons fokus te wees? Ons fokus moet wees om na te jaag geregtigheid. So met ander woorde, om dit wat reg is uiteindelik te leef, geloof, liefde, vrede, en al die ander dinge wat tot eer van God is, wat nie noodwendig hier genoem word nie, maar dit is wat belangrik is, en dit is waar ons fokus uiteindelik moet wees. En dan weer eens, ek het dit uitgewys, vers 22 sê, saam met ander gelowiges, hy sê, saam met die wat God uit 'n rein hart aanroep. So ons is nie alleen nie, dis die wonderlike. Krygsmanne is nie alleen nie. God is ons baasvegter, hy veg vir ons, maar ons is sy krygsmanne.
En ons is nie op ons eie nie. Ons is vir mekaar gegee om mekaar te dra, mekaar te help, mekaar te ondersteun. So ons jaag die geregtigheid, die vrede, die geloof, die liefde na, maar nie alleen nie. Ons doen dit saam as medegelowiges in en deur Jesus Christus. En dit is die wonderlike. En dan sê vers 23 en 24 weer, dat ons moenie met twis vasgevang word nie, ons moenie onder mekaar beklei nie. Twis beteken ons moenie onder mekaar beklei nie, maar hy sê dat ons moet ook bekwaam wees om die kwaad te verdra. Dis nie maklik nie, nee. So met ander woorde, dis iets wat ek moet oefen, wanneer ander mense my kwaad maak, en wanneer hulle met kwaad na my toe kom, dan is ons almal geneig om kwaad te raak en onsself te vererg, en ons weet wat die gevolg is. As ons onsself vererg, dan sê ons en doen ons dinge wat nie nodig is nie, en wat onnodig is, wil ek amper sê. Maar hy sê, dis ook iets wat ek moet doen, ek moet leer, ek moet myself bekwaam maak, en dit kom net deur oefeninge, dit kom net deur God se genade, ek moet dit bid en ek moet dit vra, ek moet my besig hou met die Here en met sy dinge, sodat ek geduldig kan word, om ook in sommige gevalle waar dit dalk nodig is om mense reg te help, nie myself te vererg en dit op 'n verkeerde manier te doen nie, maar om dit soos wat dit ook hier vir ons in hierdie verse gesê word, met vriendelikheid te doen, op die regte manier te doen, want baie keer is dit so, dis wat die vrouens baie keer vir ons man sê, dit gaan nie oor wat jy sê nie, maar dit gaan oor hoe jy dit sê, en dit is belangrik, dat ons op die regte manier, ons moet bekwaam wees om die kwaad te verdra, sodat ons dit uiteindelik kan regstel, maar op 'n vriendelike en op 'n regte manier, en dis die belangrike ding. So 'n goeie krygsman moet dan laastens ook bereid wees om ander reg te help. Dis wat ons hier in die laaste 2 verse gesien is, wat ons gelees het. Ons het daar gelees in vers 25 en 26, hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys. So weer eens, die teregwysing is daar, maar hoe? In sagmoedigheid, en dis nie maklik altyd om dit in sagmoedigheid te doen nie. So ons kan nie mekaar se sondes maar net oorsien, en as gevolg van liefde mekaar maar net los nie. Nee, as ons werklik lief is vir ons naaste, dan sal ons hulle ook reg help, en dis die belangrike ding hier. Die weerspanniges moet in sagmoedigheid tereggewys word. Hoekom? Of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. So weer eens, waar kom die bekering? Deur kennis van die waarheid. En wat is die waarheid? Jesus Christus het vir ons kom sterf, hy het vir ons die dood oorwin, hy gee vir ons die ewige lewe, hy alleen kan ons red, en die redding is in hom alleen, nie in enige iets wat ons doen, of wat ons kan bydra nie, maar uit genade alleen. En vers 26 sê, en hulle weer nugter kan word, vry van die stryk van die duiwel, want dis wat die duiwel wil doen. Hy wil ons in hierdie stryk van twis vra, en 'n gestryery en 'n bekleiery met mekaar, en nuttelose dinge, die stroom van die wêreld en sy dinge, hy wil ons daarin kry, maar sodat ons kan vry raak daarvan, nadat hulle deur hom gevang was, om sy wil te doen. So dis wat baie keer gebeur, die duiwel kry dit reg, dat ons sy wil doen, maar God sê nee, moenie die wil van die duiwel doen nie, maar hoor wat Jesus gesê het. Jesus het gesê, dat ons uiteindelik die Vader se wil moet doen. Hy bid daar in die tuin van Getsemane ook, nie my wil nie, Here, maar u wil, en dis wat ons moet doen. Ons moet vir Jesus volg, en hy het God se wil gedoen, hy het God se wil gedoen tot die dood toe, en dis wat Paulus ook hier sê, ons moet ook bereid wees om God se wil te doen tot die dood toe, en ek wil maar net weer sê, dit beteken dat ons hierdie deugde moet najag, geregtigheid, liefde, vrede, dat ons daarvoor, en geloof ook, dat ons daarvoor moet leef, en dit moet ons fokus uiteindelik in hierdie wêreld wees. Nou kom ek sluit af, dit alles wat ons nou hier vir mekaar gesê het, moet ons vir mekaar sê, dit is nie maklik nie, en dit gaan nie maklik wees nie, dit is nie maklik om sterk te wees nie, dit is nie maklik om ander te leer nie, dit is nie maklik om 'n goeie krygsman te wees nie, die duiwel in die wêreld kry dit so maklik reg om ons aandag af te trek, en ons in die stroom in te druk, maar dit alles is weer eens soos wat vers 1 gesê het, dit is moontlik deur die genade wat in Christus Jesus is. Hy maak ons bekwaam, hy gee vir ons die krag om sy gestuurdes in hierdie wêreld uiteindelik te wees. Dit is nie maklik nie, maar niks wat maklik is die moeite werd nie, en niks wat die moeite werd is maklik nie, dis wat ons moet onthou. So daarom sê Jesus ook vir sy disippels, hy sê vir hulle daar in Lukas 9, in verse 23 tot 26, kom ek lees dit vir ons,
En hy sê vir hulle almal, en ek wil sê die almal hier geld ook vir almal van ons, en hy sê vir hulle almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. So elke dag moet ons bereid wees om ons kruis op te neem. Dit gaan nie maklik wees nie, ons moet daai kruis opneem, dis nie 'n maklike pad nie. Maar elke dag moet ons daai keuse maak, as ons oë oopmaak om te sê, Here, vandag neem ek weer my kruis op, maak nie saak wat oor my pad kom nie, ek sal vir U leef. Ek sal U vandag weer volg. Dis sy opdrag, neem jou kruis op en volg my. En dan sê vers 24, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Hoekom? Want die redding is in Jesus Christus alleen. Jy kan jouself nie red nie, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. En hy hier bedoel die Seun, Jesus Christus. Want dan vra hy in vers 6 en in vers 25, wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele. So met ander woorde, ons moenie skaam wees nie, maar ons moet bereid wees om dapper te wees, om sterk te wees. Ons moet die waarheid leer, dit wat ons weer hier sien, en uiteindelik moet ons krygsmanne wees. God sal vir ons die krag en die genade gee om dit uiteindelik ook te doen. Nou kom ek sluit af. As ons nie skaam is nie, en ons is getroue krygsmanne en ons is sterk, dan uiteindelik kan ons weet God se genade is vir ons genoeg, en dan kan hy ons ook bruikbaar in hierdie wêreld gebruik om sy getuies te wees, om sy disippels te wees, om sy gestuurdes te wees in hierdie wêreld. En dan uiteindelik sal ons ook die beloning aan die einde kry. Daardie beloning waar Jesus vir ons sal sê, mooi so, goeie en getroue diensknegte. En dis wat ons uiteindelik wil hoor. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys hier, dat ons kan weet, dat ons krag is nie uit onsself uit nie, dat ons redding nie uit onsself uit is nie, maar dat ons krag van U sal ontvang, dat U genade vir ons genoeg is, dat U ons sterk maak, dat U ons ook in staat stel om geleer te kan word en ook ander te kan leer. En Here, dat U die een is wat vir ons die volle wapenrusting ook aantrek, sodat ons ook goeie en getroue krygsmanne van U kan wees in hierdie wêreld waar ons onsself bevind. En Here, daarom sê ons opnuut weer vanmôre, Here, vergewe, of vra ons vanmôre opnuut weer, Here, vergewe genadiglik al ons sondes. Here, rig ons fokus en ons ingesteldheid op die regte dinge. Here, gee vir ons die onderskeidingsvermoë wat in hierdie wêreld so nodig is, sodat ons sal besig hou met die regte dinge, sodat ons nie vir die duiwel in die wêreld sal toelaat om ons in die stroom in te druk nie, maar dat ons uiteindelik in die waarheid sal bly staan vir U, dat ons U getroue gestuurdes sal wees. En Here, daarom sê ons vanmôre weer opnuut, hier is ons, Here, stuur ons en gebruik ons ook in hierdie wêreld tot U eer, want ons wil deur alles wat ons gee, die eer aan U bring, omdat alle lof en alle eer en alle heerlikheid dan ook aan U toekom tot in alle ewigheid. En ons vra ook daarom, wees saam met elkeen van ons hierdie week, behoed en bewaar, en lei ons, dat ons ook sal leef tot eer van U naam. Wees saam met elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het, elkeen wat hartseer is, elkeen wat deur moeilike omstandighede gaan. Here, bring vir ons genesing, maak vir ons gesond, vertroos vir ons, lei vir ons en versterk vir ons deur elke dag, dat ons sal weet, ons is nie alleen nie, maar U het ook vir ons vir mekaar gegee, en U is altyd by ons. En Here, gee dat ons dit sal weet, en dat ons ook met daardie vrede, wat in ons harte is, ook in hierdie wêreld, U geregtigheid, liefde, vrede en geloof sal najaag. En dit vra ons en bid ons alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.